Goeiemôre almal. 'n Nuwe dag is altyd so vol nuwe hoop en verwagting en afwagting met die wete dat ons hierdie dag met 'n vertroue kan instap omdat Jesus nie net ons verlosser is nie, maar ook ons Heer en ons meester is soos ons hom toelaat. Ons het so 'n wonderlike tyd gehad met die viering van hierdie fees wat die Here ons elke jaar uitnooi om saam met hom te vier. En ek dink elkeen van ons het 'n persoonlike getuienis van wat die Here hierdie Pesach, hierdie Passover met ons gedeel het. En as ek luister na die verskillende mense, dan is ek opgewonde want ek besef die Here gee 'n woord vir sy liggaam in die algemeen, maar ons is individue wat voor hom lewe en hy ken ons so goed en weet wat ons nodig het. Vanoggend vroeg vra iemand my oor die skrif in Matteus 16 vers 1 tot 4 en ek wil dit vir ons lees. Now the Pharisees and Sadducees came up to Jesus and they asked him to show them a sign, a spectacular miracle from heaven, attesting his divine authority. He replied to them, when it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red, and when in the morning it will be stormy today, for the sky is red and has a gloomy and a threatening look. You know how to interpret the appearance of the sky, but you cannot interpret the signs of the time. A wicked and morally unfaithful generation craves a sign, but no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. Then he left them and went away. En die vraag hier was, is dit dan verkeerd om vir die Here 'n teken te vra? Want hier kom die Here en sê, dis net 'n wicked and unfaithful generation. Nee, hier praat hy met die fariseërs, wat sy autoriteit bevraagteken het en wat hom verwerp het, wat nie geglo het, hy is die Messias nie. En hy wou gehad het dat hulle wou Jesus blootgestel het om te wys, hy kan nie wonderwerke doen nie, want hy het nie autoriteit nie. En Jesus het gekom en vir hulle gesê, nee, hulle is 'n wicked and an unfaithful generation. Nou bring dit ons na plekke. Elke een van ons is van tyd tot tyd op 'n plek waar ons onseker is oor goed en waar ons die Here vra vir 'n teken. En dit is heeltemal reg, want ons is sy kinders. Hy weet wie ons is, hy weet waar ons is. En hy weet die bron waaruit ons vra vir 'n teken is nie dieselfde as die fariseërs nie. Hulle het uit 'n gesindheid en 'n hart wat Jesus verag en verwerp het, wat nie in hom geglo het nie. Hulle het uit daai bron uitgevra en daarom het Jesus so gereageer. Wanneer ek en jy kom en ons vra die Here 'n teken, is dit gewoonlik uit 'n plek van kinderlike afhanklikheid. Daai plek van onsekerheid, is hierdie die Here of nie? Moet ek hierdie ding doen of nie? En dan kom die Here in sy genade en hy gee vir ons sulke tekens en sulke duidelike aanwysings. Daar's 'n skrif wat sê in Jesaja 30, wanneer die kinders van God loop, dan sal 'n Jood hulle mantel vasgryp en sê, ek sien jy dien die enigste lewende God wat daar is, kan ek saam met jou gaan? Die Here sê, jy sal 'n stem hoor agter jou wat sê regs en nie links nie, en jy moet daai pad volg. So die woord van God is vol versekering en aanwysings dat hy vir ons 'n plek gee waar ons in kinderlike afhanklike geloof na hom toe kan gaan, want hy is ons Vader. Psalm 103 vers 13 tot 17 is een van die wonderlikste skrifte vir my. Onthou, God het ons geskape. Hy weet waar ek en jy vandaan kom. Hy weet waar ek en jy op pad heen is. En daarom verstaan hy ook, daar's plekke en tye wat ons onseker is. Ek lees vir ons, as a father loves and pities his children, so the Lord loves and pities those who fear him with reverence, worship and awe, for he knows our frame. He earnestly remembers and imprints on his heart that we are dust. Hy weet, ons is letterlik uit
stof gemaak. As for man, his days are as grass, as a flower in the field, so he flourishes. For the wind passes over it, and it is gone, and its place shall know no time. But the mercy and loving kindness of the Lord are everlasting to everlasting upon those who reverently and worshipfully fear him, and his righteousness is to children's children. So dit is van geslag tot geslag, is sy liefde en sy omgee vir ons. Hy verstaan ons, hy verstaan die feit dat ons blootstof is, na stof toe gaan terugkeer. Ek en jy, as die gees van God nie in ons is nie, is ons net stof. En ons sien soveel plekke in die woord waar God kom en hy sê, kyk, ek dink aan Jeremia 29 waar hy kom en sê, my gedagtes vir julle is gedagtes van voorspoed, nie van teëspoed nie. En God weet, hy het volgens Psalm 139 ons blauwdrukplanne geskryf, hy het boeke geskryf oor ons lewe, hy weet wat sy planne vir ons is. Jesus het ons teruggekoop met sy bloed, ons behoort aan God, en daarom kan ons vanuit ons mens wees, met 'n kinderlike geloof en 'n afhanklikheid, vir die Here vra, Here, wys vir my asseblief hierdie besluit wat ek moet neem, of dit van U is of nie. Geef my asseblief 'n teken. Gewoonlik wanneer daar goed is, soos kontrakte en transaksies en werkaansoeke, is een van die dinge wat die Here my geleer het om te bid, is om te vra, Here, ek wil vra, laat U die deure oop en toe sal maak volgens U perfekte wil, en dat ek daardeur sal weet, hierdie is U plan. En baie keer as 'n mens graag 'n ding wil hê, en jy vra vir die Here om die deure open toe te maak, en daai deur gaan toe, dan is ons baie keer so teleurgesteld, want ons wil graag daai deur oop hê, maar God in sy genade, gee vir ons dit as 'n teken, hy gryp in, en hy doen bonatuurlike goed, om ons te beskerm, teen onsself, teen mense, teen die vyand, en om sy perfekte wil in ons lewe te laat ontvou. En dit is vir my een van die grootste plekke van sekuriteit in die Here, dat ons met ons geloof na hom toe kan gaan en sê, Here, wys ons lewe hier op aarde, maar U is die enigste een wat weet wat 'n pad ek moet gaan, en ons wil U stem hoor om te weet, is hierdie die regte plek of is dit nie die regte plek nie. Soveel kere al oor die kooptransaksies om te vra, Here, as hierdie van U af is, seën hierdie transaksie en laat alles deurgaan. As dit nie van U af is nie, gryp in en stop dit asseblief. En dit doen die Here in sy almagtige wysheid altyd. So ons is nie soos die Fariseërs wat uit 'n bron van arrogansie en hoogmoed kom, van manipulasie kom en vir die Here 'n teken vra nie. Ons praat nie vanuit daai bron nie. Ons praat vanuit 'n bron van kinderlike geloof, waar ons graag die Here wil gehoorsaam, waar ons graag alles wil doen wat in sy volmaakte wil is. So, dit is dit is die plek van waar af ons werk, en waarvandaan af ons praat, uit geloof en kinderlike afhanklikheid, en dan ook hierdie hele plek laat ons wil God behaag, ons wil doen wat hy in ons lewe wil doen, ons wil nie ons eie wil laat geskied nie. Vader, ons wil vandag vir U kom baie dankie sê. Dankie vir U woord. Heilige Gees, dankie vir U inwoning in ons. Dankie dat U vir ons die voorreg gee om U te kan raadpleeg in ons hele lewe, Here, en ons wil nie buite U wil gaan nie, en dankie dat U in U Godheid en almag vir ons tekens gee, dat ons voetstappe deur U gerig kan word, en dat ons nie in strikke trap om ons eie wil te laat geskied nie. Here Jesus, dankie dat ons U kan eer in hierdie dag, vir die wete dat U Heilige Gees vir ons agtergelaat het en ons nie soos weeskinders
agtergelaat het nie. Ons eer U en ons aanbid U as ons Heer en ons Meester.